Patrick, julle het onlangs aankoop gedoen van Mascore, regte instelling in KZN, wat julle ook toegang gee tot die Afrika-mark. Vertel ons bietjie oor die nuwe koopie van julle. Ja, die Mascore koop vir ons is 'n goeie strategiese fit, as ek dit so kan stel, by die res van ons besigheid. Ons het reeds as Afkree voetspoor in Natal met ons silo's en met ons handelsbesigheid. So dit het eintlik 'n natuurlike fit vir ons gewees. Ek weet Mascore is 'n ou instelling in Natal en dit is vir ons 'n voorreg om daar betrokke te raak en met daai kliënte ook te begin besigheid doen. Dit gee ons ook toegang tot ander markte wat nie net noodwendig 'n graanmark is nie. Obviously is daar 'n groot graankomponent, maar daar's baie ander gewasse wat in Natal verbou word en ook 'n ander klimaat. So natuurlik ook dis die tweede grootste konstruksiemark in Suid-Afrika. So dit was ook vir ons aantreklik om dan daar betrokke te raak. Op die oomblik is dit 13 takke van Mascore wat ons oorneem, wat ook insluit die 2 takke wat hulle in die Laagveld gehad het in Komatipoort en in Nelspruit. So dit pas ook mooi by ons sê ons Mpumalanga voetspoor in. So die volgende stap is Oos-Afrika, want Mascore het ook die John Deere agentskap gehad vir Kenia en Uganda. So dis die volgende stap waarna ons op die oomblik met hulle in onderhandeling is en aanwerk. Ek verstaan daar is ook interessante verwikkelinge met julle geelmasjiene. Ja, so ons het 'n nuwe tak opgesit. As die mense kan sien as jy op die R21 ry van die lughawe af Pretoria se kant toe, ons 'n splinter nuwe flagship tak opgesit, ons Gauteng tak. Hy's natuurlik eintlik 'n multi-franchise tak, want ons doen die klapkar golf toerusting, ons doen ons John Deere golf toerusting daar uit, ons doen Wacker Neuson, ons doen die John Deere konstruksie en ons John Deere landbou daar uit. En daai tak is eintlik mooi geposisioneer, nie net vir die konstruksiegedeelte nie, maar ook vir landbou uit Afrika uit. Sê maar nou mense kom invlieg en hulle soek onderdele of hulle wil met ons gesels oor landbou toerusting, is daai tak baie naby die lughawe. En dit gee vir ons ook 'n bietjie 'n voetspoor op die snelweg om die mooi John Deere geelprodukte bekend te stel, wat nie altyd so bekend is soos die John Deere landboukant nie. Ja. Stiaan, as ons praat oor presisietegnologie op die plaas, ons het baie daar gepraat in die verlede, maar vir my baie interessant, julle pas dit ook toe binne julle eie besigheid om julle self te benchmark teen julle mededingers en op die ouene van die dag 'n beter diens aan julle boere te gee. Vertel ons bietjie oor daai proses. Absoluut, Chris. So dit is vir ons van kardinale belang om effektief te wees. So een van ons waardes is om werklik waar te kyk intern na ons effektiwiteit en ons eerlik te hou. So daar stelsels van John Deere se kant af, ons OEM en ook van Afkree intern af, waar ons seker maak met digitale oplossings, waar ons AI intrek en al wat tegnologie vandag kan bied om seker te maak ons benchmark en ons hou onsself eerlik, waar ons byvoorbeeld sal kyk tussen takke. Hier is 'n tak wat dalk 'n sukses het op 'n sekere vlak, waar vir 'n ander tak het dit onmoontlik gelyk om 'n kliënt op daai skaal te help met die frekwensie. Daai sukses wat ons hier leer, kan ons nou toepas op 'n ander plek, omdat ons sentraal kyk na die probleme wat inkom en 'n oog het oor al die vloei. Gee ons 'n bietjie van 'n voorbeeld miskien van 'n probleem wat jy opgetel het wat miskien verbasend was of verrassend, wat jy gedink het jy weet hier is nou regtig 'n deurslag. So byvoorbeeld ons het 'n spuit gehad wat sy boom gebreek het omdat sy sagte ware nie reg beheer toegepas het nie en dit begin oscilleer het en daar was krake op die boom. So die proses waardeur jy moet gaan as jy kyk is die sagte ware opgedateer, dan begin jy foute soek van die punt tot die reverse engineer na maar die hele proses soos hulle sê. En omdat daar alreeds 'n oplossing was op 'n spuit wat soortgelyk was in die Kaap of in Wes-Australië, kon ons sien hoorie, maar dit was 'n controller wat foutief was omdat hy die verkeerde volts ingekry het, hy foutief geraak. Daar was 'n faling op hom, so vervang net die controller. En dit het seker 2 weke troubleshooting sukkeltydproses uitgeskakel. Behalwe vir dit ook net om baie meer proaktief te wees. Ons weet, ons is bewus van foutkodes op masjiene. Ons is bewus van expert alerts, soos John Deere sê, so waar jy begin foutkodes lees en hy begin vir jou 'n storie vertel om jou te waarsku dat hier mag dalk 'n slegte uitkoms wees van 'n storie op die trends wat hulle optel, dalk nie, maar gaan diagnoseer die masjien. Daarmee gaan jy met die onderdele wat jy nodig het klaar uit na die plaas toe. So dis uit en uit net om staantyd te beperk en seker te maak dat in 'n kritiese tyd soos nou, veral hierdie seisoen het ons gesien, as jou masjiene loop, moet hulle loop. Wanneer hulle kan loop, moet hulle loop. Daar moet nie probleme wees. Dit maak 'n enorme verskil. Dit vat soveel ure uit en dit daai vertaal of translate soos hulle sê in 'n voordeel vir die kliënt. Uit die aard van
nie saak, help dit ons om baie meer te doen met minder, soos wat jy maar in presisie landbou ook wil doen. Dit help regtig ons om ons hulpbronne beter effektief te gebruik, maar dit op die einde van die dag, daai wen vir ons is 'n wen vir die kliënt. Dit maak net dat hy soveel vinniger en op die presiese datum kan doen wat hy moet doen. En as die boer happy is afkry happy. Absoluut, ja.